Goeienaand broers en susters, ons gaan voort met ons leesdiens vir Woensdag op bladsy 35 waar ons saam sing, O Lam, u hart was vol verlange na daardie laaste avondmaal, wysie 182. Die geskiedenis van Woensdag. Die Satan het in Judas gevaar wat Iskariot genoem word en wat uit die getal van die 12 was. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslag hoe hy Jesus aan hulle kon oorlewer. En hy sê, wat wil u my gee? En ek sal hom aan u oorlewer. En toe hulle dit hoor, was hulle baie bly en het vir hom 30 silwerstukke afgeveeg. En hulle het met hom ooreengekom en hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. Die geskiedenis van Donderdag, die laaste Pasga, op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê moet ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? En hy stuur 2 van sy disippels, Petrus en Johannes, en sê vir hulle, ga na die stad toe, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra. Volg hom na die huis waar hy ingaan, en julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester laat weet, my tyd is naby, by jou sal ek die Pasga hou met my disippels, en hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en dit gevind soos hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei.
Jesus was die voete van sy disippels. En toe dit aand geword het, kom Jesus met die 12 in die huis, en toe die uur kom om die Pasga te eet, het hy aan die tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. Omdat Jesus wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek, en 'n doek geneem, en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was, en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begrip jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel met my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie, want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek spreek nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif kan vervul word. Hy wat saam met my brood eet, het sy haksteen teen my opgelig. Van nou af sê ek dit vir julle, voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk, in twyfel omtrent die een van wie hy dit sê. Toe het hulle begin om bedroef te word, en een vir een aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? En 'n ander een, is dit miskien ek? En hy antwoord en sê vir hulle, dit is een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrywe is. Maar wie daar die man, deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir hom goed gewees het, as daar die man nie gebore was nie. En een van sy disippels, die een vir wie Jesus liefgehad het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik toe vir hom, dat hy moet vra wie dit kon wees, van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee, as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon.
En Judas, wat hom so verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom, jy het dit gesê. En nadat Judas die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Maar waarom hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Van sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stukkie geneem het, gaan hy dadelik uit, en dit was nag. Laaste onderwys van Jesus aan sy disippels, waarom hy weggaan. En toe Judas buite was, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek nou ook vir julle, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, maar julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai, totdat jy my 3 maal verloon het nie. Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Jy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my is nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek van ons wil ek net vir u voorlees ons dagteks vir hierdie dag, die skrif wat aangegee is uit Psalm 103. Ek lees saam met u uit die nuwe vertaling. Die mens sy lewensdier is soos die van gras, soos die van 'n veldboom wat opgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg,
en sy plek vir altyd leeg. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Liewe broers en liewe susters, terwyl ons so besin en nadink oor hierdie week, die heilige week, Jesus se kruisiging, Jesus se lyde, Jesus se sterwe, sy begrafnis en Sondag sy opstanding, dan kom ons weer eens tot die beseffing hoe wonderlik Jesus vir ons gemaak het, dat ons in eerbiedigheid en nederigheid vir hom moet eer en prys elke dag van ons lewens. Hierdie Psalm 103, is 'n Psalm wat Dawid geskryf het. En Dawid begin in verse 1 deur aan elkeen van ons hierdie woorde te skryf. En dit is sekerlik die gebed wat in elkeen van ons harte moet wees. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. En deurgangs in hierdie Psalm gee Dawid die lof, die eer vir die Here, vir sy grootheid en vir sy goedheid oor elkeen van ons lewens. In ons teksgedeelte wat ons gelees het, spreek dit oor die verganklikheid van die mens se lewe. Dat die mens geskape is, maar dat die mens ook sal sterwe. En wanneer ons sterwe, word ons plekkies leeg hier op aarde. Die vermisting bly altyd groot. Die verlange na 'n geliefde bly altyd groot. Maar Dawid sê, selfs al gaan ons na die doderyk, bly God se liefde altyd deur vir ons, onveranderlik. Sy liefde bly groot, sy liefde bly oneindig, en sy liefde sal vir altyd duur. En dit is in hierdie Psalm wat Dawid vir u en vir my net weer eens wil bewus maak, in hierdie tyd waar ons onsself bevind, van die lydenstyd, die heilige week, dat God sy seun gestuur het, om vir ons sondes aan die kruis van Golgotha te sterwe. Dat God sy seun gestuur het, om ons sonde las op hom te neem, om vir ons vergifnis van sondes te gee, toe hy gesterf het aan die kruis van Golgotha. En nou vra Dawid in verse 2, nou hoe kan ek die Here vergoed vir al sy weldade? Hoe kan ek dankie sê vir die Here, vir alles wat hy in my lewe kom doen het? En reg aan die einde van hierdie Psalm 103, nadat Dawid alles saamgevat het en vir ons deurgangs gewys het, die getrouheid van God, sy liefde vir u en vir my, sê Dawid in Psalm 103, aan die einde van hierdie hoofstuk, verse 22, almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Almal wat deur die Here geskape is, loof hom, prys hom. Nie net ons nie, maar oor al die plekke wat God geskape het. Dit wil sê, liewe broers en susters, selfs die mense wat ons nie ken nie, die mense wat nie in Suid-Afrika in ons gemeenskappe saam met ons woon nie, selfs hulle, daardie plekke wat God geskape het, hulle moet die Here ook loof. Hulle moet hom ook prys. Waarom moet hulle hom loof en waarom moet hulle hom prys? Omdat sy liefde vir altyd duur. Wanneer ons dus gaan na die kruis van Golgotha, wanneer ons op hierdie pad stap van lyde, van die lyde en die lewe en die sterwe van ons hemelse Vader, laat ons besef en weet dat sy seun gekom het, God se seun gekom het, om vir ons sondes te sterwe. Hy het sy liefde geopenbaar aan die kruis van Golgotha vir u en vir my, sodat ons daardeur verlossing kan vind. Daarom kan Dawid dus vra vir u en vir my ook vandag as 'n uitdaging, hoe kan ons dankie sê vir die goedheid van die Here in ons lewens? Hoe kan ons sy weldade vergoed? Hoe kan ons sy liefde vergoed deur dit wat hy aan u en aan my kom doen het? En hy antwoord ook, loof hom, prys hom, gee hom die eer, die dank en die aanbidding vir alles wat hy kom doen het. So deurgangs in ons lewens, liewe broers en liewe susters, liewe nagmaal voorbereiders, laat ons die Here dis loof en prys
vir sy goedheid, vir sy weldade, vir sy goedertierenheid en vir sy getroue liefde in elkeen van ons lewens. Mag ons in hierdie dag en elke dag van ons lewens die weldade van die Here eer, loof en prys, om vir ander te vertel dat die Here goed is en dat sy liefde oneindig is in elkeen van ons lewens, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons verenig in gebed. Liewe Hemelse Vader, Here, ons dankie, ons eer U, ons prys U vir die grootheid, vir die groot liefde wat U aan ons geopenbaar het. Dankie Vader, dat U U Seun gestuur het na hierdie wêreld om vir ons sondes te kom sterwe. Here, hier is ons sondaars, maar dankie Here vir die kruisdood, waar U weer eens vir ons U groot liefde kom openbaar het. Dankie Vader, dat ons ook vanoggend soos Dawid kan uitskree en vra, wat kan ons doen om die Here, om dankie te sê vir die Here se weldade in ons lewens. Here, laat ons in dankbaarheid elke dag lewe. Laat ons elke dag U loof en prys vir die goedertierenheid, vir die liefde, vir die groot genade wat U aan elkeen van ons openbaar en bewys. Seën ons dus, Here, as U kinderskaar vandag en elke dag van ons lewens. En laat ons hier vandaan gaan en vir ander kan vertel van U weldade, wat U kom doen het in elkeen van ons lewens. Seën ons en hou ons veilig verder op die paaie, wanneer ons hier vandaan gaan na ons eie wonings. Dit vra ons en bid ons in die naam van Jesus met danksegging. Amen.